ons reekse vooruit, die temas, en verlede week toe die krag nou uitgaan en dit was vir 'n redelike rukkie eintlik 'n probleem, want die generator was toe nou nie so goed soos ons gedink het nie. Al die petrol het uitgelek vir die wat nou dit alles gemis het. Julle het baie petrol fumes gemis. Want Heinrich het op 'n stadium toe hulle nou terug is en alles is reg, toe sê hy, dan moet nou net nie 'n vuurhoutjie naby die manne getrek word nie, want dit kan dalk 'n bietjie katastrofies wees. Maar wat vir my so interessant was van dit is die lig is uit, ons sit teen pikdonker. Larika het gesê dit was so weird, want die een oomblik, dis pikdonker, jy sien niks en dan skielik hoor jy 'n stem hier uit die donkerte wat praat en ons tema vir Desember is juis lig wat onlogies is. En die generator was ons plaasvervanger om vir ons lig te gee. En vandag gaan ons eintlik gesels oor lig in die donker. So dit was net vir my so interessant hoe ons temas en dan gebeur al, want die Here weet ek hou van prentjies en ek hou van praktiese goeders. So ek dink, ja, dit was net so oulik vir my party kan dit anders te beleef het ook, maar ek het dit baie oulik beleef dat dit so saam met die tema gaan van lig in die donker. Nou ons gaan begin by Jesaja 9 vers 1 tot 7, wat gaan oor die hele gedeelte gaan eintlik oor daai groot lig. So ek gaan dit eers vir ons lees en dan gaan ons 'n bietjie kyk oor wat beteken dit vir ons in vandag se tyd. So daar staan, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor die aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die byt verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer het u verbreek, soos op die dag van Midian. Want elke soldateskoen wat daar wegstap met gedreun en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. En hierdie is 'n baie bekende teks, daar is baie liedjies ook oor dit, wat sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk om dit te bevestig en dit te versterk, deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Die Here stuur 'n woord in Jakob en dit val in Israel. Nou dit is 'n hele mond vol, maar ek wil begin by vers 1, wat 'n goeie plek is, né, om by vers 1 te begin. Julle lyk vreeslik ernstig en dan maak julle my op my senuwees. Ek dink dis hoekom die Here my geroep het, daai tyd vir kinders, want by kinders kan ek maar net wees, né? Maar vandag is ek vir julle en dis 'n voorreg. Nou vers 1 sê, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Nou daai duisternis kon nie net met 'n generator of 'n ligaanskakelaar opgelos word nie. Dit is 'n ander soort van duisternis. En ons gaan 'n bietjie daaroor gesels vandag, maar daai duisternis het die volk hopeloos gelaat. Dit het hulle soos in op moedverloorse vlakte gesit. En dan lees ons verder, maar hulle het 'n groot lig gesien. Nou ek wil eers begin by, ek wil dit so 'n bietjie omgooi, en ek wil hê ons moet eers kyk na wie daai lig is. Want dis waar ek wil hê ons fokus moet wees in die lewe, en nie ek nie. Ek glo God, van die hele jaar het die Here vir my gesê, gaan terug na wie ek is. Ons is so gefokus op, en die ander goed is alles reg en goed, maar ons raak so gefokus op my selfbeeld, en ek moet 'n goeie selfbeeld, en ek moet nie onseker wees nie, maar as ons teruggaan na wie God is, en ons sit hom in plek, en ons fokus op wie hy in ons lewe is, dan kom die ander goeders beter in plek, as om dit anders om te doen.
So ek wil hê ons moet eers kyk na wie hy is en ons het daai teks wat dit alles so mooi sê. Wat sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. En ek wil hê ons moet kyk na elkeen van daai karaktereienskappe van hom. En die eerste een is wonderbaar. En as ons kyk in die oorspronklik, beteken daai wonderbaar eintlik dat hy is soos in fenomenaal. Hy is 'n wonderwerker. Hy's nie net gewoon wonderlik en amazing nie. Hy is die een wat wonderwerke doen. Hy is die een wat die onmoontlike moontlik kan maak. Hy was terselfdertyd mens, maar ook God. Hy is gebore as mens, maar hy het gesterf, hy het opgestaan en hy het opgevaar. En in dit alles sien ons daai wonderwerkende God. Hy's bo enige iemand anders. En dan lees ons in Jesaja wat sê, ook dit kom van die Here van die leerskare. Hy is wonderbaar van raad en groot van beleid. Daar's niemand wat naby hom kom nie. En daai baie van ons, dit was nog vir my interessant, ek het die hele tyd want dis iets wat ek glo die meerderheid mense ken daai teks redelik van wonderbaar raadsman, sterke God. Ons ken die liedjie, daar's 'n groep wat dit baie, wat my nogal aan gaan toe se kindertjies laat dink, wat dit op 'n lekker beat sing. Ek was baie tempted om dit vir julle te speel vanoggend. En dan wonderbaar raadsman word so half as saam gesien, maar dis tog ook apart. En die ou Bybel sit 'n komma tussen die twee, asof dit twee goed is en nie saam gaan nie. Want die wonderbaar gaan baie oor sy wonderwerkende krag, en dan die raadsman is die deel wat hy vir ons raad gee. Hy gee vir ons leiding, hy dwing dit nie af op ons nie, dit is soos 'n pa wat vir 'n kind raad gee, en dan besluit die kind, ek gaan my eie ding doen, dis sommer nonsens wat my pa gesê het. Ek dink nou sommer my skoonma het altyd sekere goeders gehad, en sy het altyd vir my man gesê, jy moet ophou om daai vreeslike spysierige goeders te eet. En dan het hy altyd gedink, my ma praat nonsens, want hy het so gesukkel met kopsere. En nou in hierdie tyd waarin ons leef, het hy nou self 'n bietjie gaan oplees, en toe kom hy nou agter dat die MSG's in die spesifieke speserye kan aanleiding gee tot kopsere. Toe lag hy nou die dag, toe sê hy, ek moes vir my ma geluister het. So baie kere gee die ouers raad, maar ons besluit nog steeds, my ma weet niks, sy is sommer simpel, of my pa weet niks, ek weet van beter, en dis so met God ook. God wil vir ons die raad gee. Hy wil vir ons die leiding gee. Maar dan is dit nog steeds op ons, gaan ons sy raad aanvaar, gaan ons sy leiding neem, of gaan ons nou maar eers ons koppe stamp, voordat ons sy raad en sy leiding wil aanvaar. En baie keer is ons, baie keer dink ek vir myself, in plek dat jy dit net jou eerste uitweg gemaak, in plek dat jy eers vir die Here gevra het, toe jy nou so lank op jou eie aangesukkel, en toe vra jy nou, Here, maar wat nou? Want niks wil dan nou uitwerk, soos wat jy gedink het, dit gaan uitwerk nie. So om sy raad te vra en te soek, hy wil dit vir jou gee, dit is daar, ons het toegang tot dit as jy sy kind is. En hy sê vir ons in Psalm 32 vers 8, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. En in Psalm 73 vers 24 sê hy ook, u sal my lei deur u raad en daarna in heerlikheid opneem. So God wil vir ons die leiding gee. Hy wil vir ons die raad gee. Dis alles, dit is daar vir ons om te gebruik. Ons moet net gaan en dit gebruik. En dan is hy ook sterke God. Daai al God se krag, as jy sy kind is, het jy dit ook. Want hy's in jou en met sy krag kan jy, ek dink aan Dawid wat gesê het, met u loop ek 'n bendestorm, met u spring ek oor 'n muur. En God het dit, wil dit vir ons gee, ons is onder sy beskerming.
wat sterke goed is. Ons hoef vir niks of niemand te vrees nie. Want as jy God se kind is, het jy sy backing, hy maak jou toe van kop tot tone. En in Hebreërs 1 vers 3 lees ons dat hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese. Jesus was God self. Hy het in Kolossense sien ons ook, hy was die volheid van die godheid was in hom. Hy was God self. Alhoewel hy gekom het as God se seun, het hy alles van God was in hom. Hy was nie minder of benede God nie, alhoewel hy as mens gekom het. Hy is ook ons ewige Vader. In Johannes lees ons dat hy ons Jesus, toe hy opgevaar het, het hy gesê, voordat hy opgevaar het, ek los julle nie as wese agterlaat. Hy gaan ons nie as wese agterlaat nie, hy kom weer, maar terwyl hy weg is, stuur hy vir ons iemand anders om by ons te wees. Maar behalwe dit is, as jy 'n kind van God is God binne jou. Dan sy by jou, jy het 'n Vader, die al maak nie saak hoe jou huidige omstandighede, my pa en my skoonpa is nou al beide oorlede, maar ek is nie 'n weeskind nie, ek het 'n pa. Die wat vir altyd by my is en wat vir altyd my pa gaan wees. Dit gaan nooit stop nie, omdat ek God se kind is, kan ek dit sê. Ek het 'n vir ewigheid pa. En dan die laaste een wat ons gesien het, hy is ook vredevoers. Hy is die een wat kom vrede bewerk het tussen ons en God. In Jesaja 53 vers 5 lees ons, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, deur wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So as gevolg van dit wat Jesus gedoen het, kon ons versoen geword het met God. Dit wat die sonde kom doen het om 'n breuk te maak tussen jou en God, het Jesus kom regmaak. Hy het ons weer versoen. Deur die kruisdood het hy ons versoen met God. En dan ook in Romeine 5 vers 8 en in Efesiërs lees ons basies dieselfde, dat deur die kruis het hy vir ons versoening met God gebring. En nou verander die heerskappy of die regering van God lyk anders. Dit is waar vrede is. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. En dit is 'n koninkryk wat tot in ewigheid gaan. Daar is nie 'n einde daaraan nie, dit is vir altyd. Ons lees in Lukas waar daar staan, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Nou dit is alles wie God is, dit is wie die lig is wat gekom het. Maar wat bring hierdie lig vir ons? Dis nou daai duisternis ding, nê? Ons word almal gebore in sonde. Die Bybel is baie duidelik dat daar nie een persoon regverdig is nie. Nie een kan sê ek is sonder sonde nie, want ons almal word gebore in sonde. So wat bring hy? Hy bring vir ons lig uit die duisternis uit. Hy bring vir ons vertroosting, hy bring vir ons rigting, hy bring vir ons bevryding van gevangenis van sonde, want sonde maak ons 'n gevangene, dit maak van ons slawe. En wanneer ons Jesus aanneem as ons verlosser, dan bring hy vir ons vryheid, hy bevry ons van ons sonde en hy bring ook vir ons herstel en vreugde. Nou daar in Jesaja het ons gelees van hy red soos by Midian. Nou net vir 'n reminder van wat by Midian gebeur het, dis die bekende gedeelte van Gideon, waar die Here vir Gideon geroep het om die Israeliete die oorlog en God gaan vir hulle die oorwinning gee teen die Israeliete. En dit was nou, ek wil nie die hele storie nou daarvan vertel, julle kan dit gaan lees in Rigters, waar op die ou einde het Gideon en sy manne het eintlik, jy kan maar sê niks gedoen nie. God het vir hulle die oorwinning gegee. God het
het gegee dat die Midianiete teen mekaar in opstand kom en mekaar, hulle was so deur mekaar dat hulle mekaar aangeval het met swaarde. So dit was God wat die redding gebring het en God wil dit ook vir ons doen. En waarvan wil hy ons red? Hy wil ons red van die juk van sonde. Ons het dit ook daar in Jesaja 9 gelees. Hy red ons van die vyand, die duiwel, want die duiwel is 'n realiteit. Dit is ons vyand. Hy wil nie hê dat ons gered moet word nie. Maar God wil vir ons red en hy wil ons vanuit die donker van sonde wil hy ons in die lig bring. En net hy kan dit doen. Jesus is die enigste een wat dit kan doen omdat hy sonder sonde was. Is hy die een wat gekom het om ons te red daarvan en is hy by magte om dit te kan doen. En dan baie van ons is kinders van die Here en ons gaan deur ons noem dit 'n donker tyd van swaar kry of van dalk is daar siekte of verlies of bekommernis of wat ook al jou moontlike donker tyd kan dalk wees, is God sê hy wil jou ook daar uitred. Hy het ook gekom vir dit. En in Psalm 18 lees ons, want U laat my lamp skyn. Die Here my God laat my duisternis opklaar. So hy wil ons red, ons duisternis behels eintlik twee dele. Dit is die sonde deel en dan wil hy ook ons red van ons spreekwoordelike donker tye, ons swaar kry tye wanneer dit nie so lekker en maklik in my lewe gaan nie. En partykeer vat hy dit nie dadelik weg nie. Partykeer gaan ons vir 'n tyd deur 'n moeilike tyd. Wat ons partykeer wonder, maar wanneer gaan dit weer beter gaan in my lewe? Gaan dit ooit weer beter gaan in my lewe? En dan kan ons vashou aan God se belofte. Nie wat die wêreld sê nie, nie wat die een sê wat hier praat nie, maar wat sê God se woord? Wie is hy? Dan kan ons daarop staan, want dit is ons hoop. En dit is waaraan ons kan vashou, want hy sê vir ons in 2 Korintiërs 4 vers 9, al word ons vervolg, ons is nie verlate nie. Al word ons neergewerp, ek weet partykeer wanneer 'n mens deur 'n moeilike tyd gaan, voel dit partykeer vir jou asof jy plat geslaan is, asof jy nie eers die krag het om te kan opstaan nie. Maar dan beloof God vir ons in sy woord, ons sal nie vernietig word nie. Dit sal weer beter gaan. En ons kan net vashou aan God, hy is die enigste waarheid en sy woord is die waarheid. En dan moet ons nou, ons het al hierdie goed, ons het die woord, ons loop met die woord, maar iewers moet dit prakties in ons lewe, moet daar iets gebeur. Julle het nou gehoor van die disipelskap program wat ons mee besig is en ons groepie het eintlik ons naam verander na die intentionals toe, want elke week sê ons vir mekaar, maar ons moet intentioneel iets doen, iets moet gebeur, ons kan nie net meer sit en wag vir iets om te gebeur nie, ons moet iets gaan doen. En terwyl ek besig was met hierdie het ek ook besef, ons kan nie net woord ontvang en dis wonderlik, ons moet iets gaan doen met dit wat ons ontvang. So wat moet ons gaan doen? Die eerste ding is, ons moet by onsself kom stil staan en vir onsself afvra, is ek waarlik gered? Want God het dit gedoen. Hy het Jesus gestuur, Jesus het die prys betaal, hy het ons sondes op hom geneem, hy het klaar vir al ons sondes betaal, maar ons moet tot die oortuiging kom dat ek 'n sondaar is en dat ek Jesus nodig het en dat ek nie net meer kan aangaan met my lewe en dink ek is 'n goeie mens, ek gaan hemel toe nie, want alle goeie mense gaan mos hemel toe. Want dis vir my partykeer skokkend as iemand sê by iemand se begrafnis, maar hy was so goeie mens. En ons almal is goeie mense. Maar 'n ander prediker het eendag gesê, goeie mense gaan nie hemel toe nie. Dis net die wat tot bekering gekom het in hulle lewe wat hemel toe gaan. En ons kan nou sê, maar dit is Ou Testament, wat het verder gebeur?
In die Nuwe Testament in Matteus 4 lees ons, daar staan sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja. Dis nou wat ons gelees het in Jesaja 9, nê? Die profeet toe hy gesê het, die land Sebulon en die land Naftali na die see toe oorkant die Jordaan, Galilea van die heidene. Die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien. En die wat sit in die land en die skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. En dan lees ons in vers 17 wat sê, want van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. So dis ons eerste stap, ons doenstap. Ons het daar in vers 6 in Jesaja 9 het ons gelees, want 'n kind is gebore, nê? Daar het nie net gestaan want 'n kind is gebore nie, daar het gestaan want 'n kind is vir ons gebore. 'n seun is vir ons gegee. Dis vir almal. Het God dit reeds gedoen. Ons moet net die stap neem. Maar nou baie kere maak ons op ander goeie staat, nê? Dit is mos nou ons, ek wil amper sê die mense flaw, is ons probeer eers self. Ons dink, as ek goeie goeders doen, goeie werke doen, dan kan ek hemel toe gaan. Die goeie werke kom eers na die bekering. Niks wat ons self gaan doen, gaan vir my redding koop. Net dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, gee vir my redding. Niks anders te maak nie saak hoe goed en hoe oulik ek is nie. Niks wat ek uit myself uit doen, kan vir my redding gee nie. So dit help nie eers ek maak op myself staat nie, want dit gaan net te flop wees. So dit is die eerste doen ding is, maak seker, waar staan jy met die Here? Is daar al versoening tussen jou en God gekom? Het jy die kruis, wat God vir jou gedoen het, wat Jesus vir jou gedoen het aan die kruis, het jy dit al aanvaar? Kan jy vandag sê, met 'n eerlike hart, ek is regtig 'n kind van God? Dan het hy ook gekom vir daai spreekwoordelike donker tyd in ons lewe, nê? En ons baie kere wonder ek, waar maak ons staat dan? Draai ons rug op die Here? Party mense, wanneer dit sleg gaan, vra baie, maar waar is God? Hy het my gelos, so ek gaan nou maar ook nou omlos, nê? Want hy staan nou nie meer daar nie. Dis soos wat baie dit sien. Party maak staat op ander goed om ons te help om aan te hou, om ons te help om nie in duie te stort nie. Party, ek kry baie jong mense wat hulle self seermaak, wat sny. Selfs groot mense wat hulle sny, want hulle sê as hulle die pyn kan verplaas, dan stort hulle nie in duie nie. Solank ek daar seer het, nee, dan is my hart fyn. Dan kan ek aangaan. Party rook, party drink, party wat ook al kyk na goeders op die internet en dit voel dalk vir 'n tyd, maar dit gaan beter. Ek kom beter reg, maar as ons eerlik vir mekaar moet sê vandag, nê, is dit net 'n tydelike oplossing. Ek voel vir 'n rukkie voel ek dalk beter, nê, is die pyn dalk so bietjie verlig. Maar môre is die pyn nog steeds dieselfde, want al daai ander goeders wat ons as plaasvervangers gebruik, kan nie my pyn en my seer kry, my routyd, dalk het jy iemand verloor waarvoor jy baie lief is. Niks kan dit beter maak, behalwe die Here self nie. En partykeer is dit nie eers dadelik beter nie, maar om dan vas te hou aan wat God sê, maar wie is hy? Hy wil vir jou 'n wonderwerk doen, want hy is wonderbaar. Hy wil vir jou raad gee, hy wil vir jou leiding gee, as jy so bekommerd is, dalk oor jou kinders of jou kleinkinders, en jy weet nie of jy dalk met 'n werksituasie in 'n moeilike situasie, en jy weet nie wat te kan toe nie. Die Here kan vir jou die raad gee daar, en hy kan vir jou leiding gee, en dalk voel jy, maar jy sit al so lank al aan dit, die Here gaan nooit vir jou 'n pad maak nie. Dan wil ek vir jou vandag sê, hy kan.
maar op sy tyd. En is ons bereid om te wag vir sy tyd, sonder om moedeloos te word. Van partykeer vra die Here van jou om vir jare eers net 'n bietjie aan te hou, en vas te hou, en wil hy seker maak, maar hoekom aanbid jy hom eintlik? Aanbid jy hom sodat hy dit vir jou maklik moet maak? Aanbid jy hom omdat jy bang is om hel toe te gaan? Of aanbid jy hom omdat jy voel jy kan nie sonder die Here nie, want jy is so oneindig lief vir hom? Hoekom aanbid ons hom? En dan kan ons daarop staat maak, ons kan vashou aan 'n ewige Vader, want ons is, as jy hom as jou verlosser aangeneem het, as jy sy kind is, dan kan jy weet, jy's nooit weer alleen nie. Jy kan weet, jy het die ewige lewe om na uit te sien, 'n lewe saam met God vir altyd. Jy sal krag kry, al voel jy kragteloos, want hy sê, hy is wonderbaar, hy sterke God. Hy wil vir jou wysheid gee, want hy het al die wysheid, en hy kan dit vir jou gee. Ons moet net dit gebruik en vir hom gaan vra, en stil word by hom om daai wysheid te kry, en hy wil vir ons vrede gee. Nie vrede soos wat die wêreld gee nie, maar vrede wat alle verstand te bowe gaan. En dan is dit nou dis wonderlik en als ons was besig met onsself, maar nou moet ons besig raak met die res om ons, nê? Want dit is een van die ander goed, ons is baie keer so selfgerig, en dit is wonderlik om net saam met die Here te wees, en ek wil net seker maak dat ek gaan hemel toe, en dit is goed en reg, dit is waar dit moet begin, maar dan kan ons nie net daar bly en net by die Here bly nie, want God sê, hy gee sy lig vir ons, en nou is ons sy ligdraers, en sy hoopdraers, en ons moet lig bring vir ander wat nog in duisternis is, wat nog nie Jesus ken nie. Ons moet vir ander lig en hoop bring wat deur 'n swaar tyd gaan, al is jy self dalk bekommerd, al gaan jy self deur 'n donker tyd. Ons kan nie wag totdat alles perfek is in my lewe, nou gaan ek vir Ronel help hê, want ek is mos nou perfek. Sorry julle, maar dan het die Here jou kom haal, want die dag as jy perfek is dit te laat. Dan is jy nie meer hier op aarde nie. So terwyl jy self swaar kry, nê, om te bid en vir die Here te vra, maar gee vir my 'n sensitiwiteit vir ander se swaar kry, vir wat ander mense dalk nodig het vandag. So om in die eerste plek lig te bring in waar mense nog in sonde leef, en dan ook om hoop te bring vir iemand wat dalk hopeloos voel. En dan sê die Here vir ons, hy het ons geroep, en hy gee sy gees vir ons, en ons lees dit in Lukas 4, vers 18 tot 19. Die gees van die Here is op my. Soos wat dit op Jesus was, is dit op ons ook nou, nê? Omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Daai armes is, want as jy nie Jesus het, is jy die armste. Jy kan die meeste geld in die wêreld hê, jy's arm, as jy nie Jesus het. So om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees. Daai mense wat so stikkend en seer is, nê, om vir hulle 'n pleister te kan plak, om vir hulle, partykeer dan dink 'n mens, maar ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie wat om te sê nie. Partykeer het iemand net nodig dat jy net daar is. Ek onthou toe my ma dood is, het almal met al hierdie mooi waarhede gekom, maar dit het geen verskil gemaak nie. Die verskil vir my was toe ek sien, daai persoon het gekom, daai persoon het opgedaag, daai persoon is daar vir my, sê niks, daai persoon is net daar. So partykeer het jy net nodig dat iemand net daar moet wees, of iemand net moet hoor wat jy sê, sonder om vir jou raad te gee, of jou beter te probeer laat voel, maar net daar wees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig, en aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroke is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Dit alles kan ons doen net deur Jesus, net deur sy gees in ons.
ons, alhoewel ons 'n ligdraer en 'n hoopdraer is, kan ons uit onsself uit dit nie doen nie. Dis nog steeds Jesus se werk, dis nog steeds hy wat die werk in ons doen. Ons is net die instrument in sy hand en hy vra eintlik net 'n gewillige persoon om wat hy kan gebruik. En nou in hierdie Kerstyd, ek het so baie, daar's een tannie wat vir my honderde video's, YouTube en internetartikels stuur van Jesus is nie gebore op die 25ste nie en Kersfees wat heidens is en al die goed. En my gebed is dat ons, as ons in die winkels loop en ons sien kersliggies, dat ons sal dink aan die lig wat gekom het. Maak nie saak of dit nou die 25ste is of wanneer nie. Ons weet hy het gekom. Jesus het gekom. Ons weet, die Bybel sê wat hy vir ons kom doen het. En ons weet wat die Bybel sê wie hy is. En mag dit ons fokus wees in hierdie Kersseisoen, die ware lig wat gekom het na die wêreld toe om ons duisternis, het sy as jy nog in sonde duisternis is of dalk in 'n moeilike tyd is, hy het gekom om lig te wees in jou duisternis en om jou daar uit te red. En mag ons dit voor oë hou in hierdie Kerstyd, wie Jesus is. En mag dit ons bemoedig en vir ons hoop gee, want ek weet Desember is, almal sê dis 'n joyful tyd, maar dit kan ook 'n hartseer tyd vir die wees van ons verlang na ons geliefdes wat nie meer met ons is nie, en ons baie mense wat swaar kry in hierdie tyd. So mag ons ook lig bring daar waar dit nodig is, die nodigste is. Mag God ons regtig ons oë en ons harte open vir ander mense om hulle raak te sien in hierdie tyd. Here Jesus, baie dankie vir u goedheid. God, Here, dankie dat u vir ons Jesus gestuur het. Here, ons verdien dit nie. Maar nogtans het u dit gedoen, omdat u so lief is, so oneindig lief vir elkeen van ons. En ons kan net sê, dankie Here. Dankie, dankie, want sonder u is ons niks. En kan ons niks. Here, u ken elkeen se hart vanoggend, u weet wat elkeen nodig het. Here, u weet of iemand dalk onseker is, of hulle werklik gered is. Here, u weet of iemand dalk in 'n donker tyd voel, van maak nie saak wat die situasie is nie, Here, maar u ken ons elkeen, u ken daar diep in ons hart, wat ons vir almal anders wegsteek. Weet u van, Here, want niks is vir u verborge nie, Here, en ek bid, Here, vir genesing, vir seer. Here, ek bid dat hulle self sal oopstel vir u genesende krag, Here, en sal u ons elkeen help, Here, om so bewus te wees van ander mense, Here, en hulle nood en hulle seer kry, dat ons nie so met onsself opgevang en in ons eie stories en in ons eie dinge opgevang sal word, dat ons ander sal miskyk, Here, maar dat ons daar sal wees vir ander mense, Here, en dat ons in hierdie Kerstyd moeite sal maak om vir iemand wat u nie ken nie te gaan vertel, om u te deel daar waar ons gaan. Here, dankie dat u sê u vra gewillige harte en hande, Here, en u is die een wat ons bekwaam maak vir die taak wat u ons oplê. Here, ons loof u en help vir ons, Here, om in hierdie Kerstyd regtig net gefokus te wees op wie u is en daaraan vas te hou. Ons bid dit in u naam. Amen. Ek wil vra, Aiden, wil julle nie vir ons I Speak Jesus weer speel nie? Terwyl hulle dit gesing het, was dit eintlik vir my so toepaslik, want Jesus is die een wat lewe bring. Hy is die een wat die lig gebring het. Hy is die een wat
wat oor ons siekte, oor ons wat ook al ons, ek wil sê, issue in die lewe is, kan hy vir ons die uitkoms bied. So ons gee vir hulle, ek het dit nie vooraf met hulle gereël nie, hulle weet nou ook al seker as ek hier is, dan kom ek altyd met iets wat nie op die program is nie. Maar dankie vir julle bereidheid, ek waardeer. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there's peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows.
'cause I know there's peace within your presence. I speak Jesus. Een, mag sy aangesig oor jou skyn en mag hy jou sy vrede gee, nie soos die wêreld nie, maar soos sy vrede is, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Amen.